Goeiemôre. Ons gaan vandag aandag gee aan die finansiële state en hoe ons inskrywings moet regstel deur middel van aansuiwerings om die regte bedrag in die inkomstestaat aan te teken vir die inkomste vir die huidige jaar. Die einde van hierdie finansiële jaar is 30 April 2015. Die volgende saldos kom in die proefbalans op 30 April voor. Hier inkomste is 7770 en hulle sê vir jou op 30 April was die huur vir 1 maand uitstaande. Die huur het op 1 Maart 2015 met 10% verhoog. So as ons kyk na ons finansiële jaar, gaan van 1 Mei 2014 tot 30 April 2015. Op 30 April, die laaste dag van die finansiële jaar, sê hulle vir ons die huur het op 1 Maart verhoog en die huur vir April is nog uitstaande. So ons moet nog 1 maand se huur ontvang. Omdat daar 'n verhoging van 10% in Maart maand was, gaan ons 'n berekening moet doen om te bepaal wat is die bedrag wat uitstaande is. Jy kan nie net die 7770 met 11 gaan deel nie, want dit gaan nie vir jou die syfer gee wat uitstaande is vir die huidige jaar nie. So ons gaan en ons sê van die eerste dag van die finansiële jaar af, 1 Mei 2014, tot 28 Februarie 2015 is 10 maande, was die huur Y gewees. Dit beteken 10 maal Y. Dan van 1 Maart tot 31 Maart was die huur gewees 10 maal 1 Y plus 10 Y op 100. Normaalweg as jy 10% wil bereken, sal jy sê 10 oor 100 maal met Y. So dit beteken, daar sê jy 10Y, 10 maal 100, gedeel deur 100. Goed, dit gee vir my 10Y plus 1Y, want ek gaan 10 met 1 maal, en dan gaan ek en ek deel dit deur 100, so dis 10Y plus 1Y vir die 1 maand, plus 1 maal met 10 geef my 10 gedeel deur 100 is 0,10Y, en dit beteken Y gaan vir ons R700 gee. Dit is die bedrag voor die verhoging. So nou moet ons 10% op daai 700 gaan bereken, om te kyk wat is die bedrag na die verhoging, want dit is die hoeveelheid geld wat ons nog moet ontvang. So ek gaan hier inkomste krediteer en wys dat hierdie inkomste moet vermeerder met R770 en opgelope inkomste gaan ek debiteer, want dit is vir my 'n bate. So in my balansstaat sal ek hierdie 770 wat in opgelope inkomste is as 'n bedryfsbate neerskryf. In my inkomstestaat en wins en verlies sal ek die totale huurinkomste vir die jaar, asof alles ontvang was, aanteken. So die bedrag wat in jou inkomstestaat kom, is die totale inkomste vir die jaar, of jy dit klaar het ontvang het of nie. Dit moet die bedrag wees sonder enige opgelope of vooruitbetaalde bedrag. As ons net weer kyk na hierdie berekening, daar was 10 maande wat hulle Y-bedrag betaal het, so dit het vir ons 10Y gegee. Dan vir 1 maand was daar verhoging van 10%, so dit beteken dit is Y plus die 10Y op 100. En as ons 1 maal Y maal, dan kry ek 1Y, 1 maal 10 gee vir my 10 bo en 100 onder, en dit gee vir my 0,10Y. So 10Y plus 1Y plus 0,10Y gee vir my 11,1, en dit gee dan vir my R700 per maand. Wat het ons vandag geleer? Wanneer 'n inkomste uitstaande is, moet die opgelope inkomste bedrag bereken word, sodat jy die bedrag in jou inkomstestaat as die totale inkomste vir die jaar kan aantoon. So hierdie inkomste wat nog uitstaande is 'n opgelope inkomste. 'n Inskrywing moet dus vir hierdie opgelope inkomste voltooi word.
deur die inkomste rekening te vermeerder aan die kredietkant, sodat die totale inkomste vir die jaar sal toon in die grootboekrekening en die totale inkomste na die wins en verlies oorgedra kan word om die wins vir die jaar te bereken. Dieselfde tyd gaan jy 'n bate skep en jy gaan opgelope inkomste debiteer en hierdie is 'n bedryfsbate. So opgelope inkomste sal as 'n bedryfsbate in die balansstaat of staat van finansiële posisie aangeteken word. Op die eerste dag van die volgende finansiële jaar moet hierdie aansuiwering omgeswaai word en om aan te dui dat die inkomste vir die vorige jaar nog uitstaande is.